Ons leef in 'n wêreld waar bevoegdheid ons geldeenheid is. Ons word elke dag gedisipel deur 'n stelsel wat prestasie, sigbaarheid en selfgenoegsaamheid beloon. Wees bekwaam, wees nuttig, wees produktief. Om iets of iemand nodig te hê is swakheid en kwesbaarheid is 'n risiko. Ons meet ons waarde aan wat ons produseer. Ons steleer ons lewens vir sigbaarheid. Ons vermy enige iets wat ons behoefte aan ander bloot lê. En Jesus kniel. Ons stap saam met Jesus op pad na die kruis. En as ons eerlik is, sou ons verkies om saam met hom na die opstanding te stap sonder om deur die dood te gaan. Ons hou van die taal van oorwinning. Ons hou van hoe transformasie lyk. Ons hou van die heerlikheid. Maar die afwaartse weg, die verlies aan beheer, die blootstelling van ons valse krag, die neerlê van ons eie beeld, dis waarin Jesus op pad is. En daarom bid ons vandag 'n gebed wat dalk voel na 'n ongemaklike gebed. Jesus, wys vir ons die afwaartse weg. Die weg van nederigheid, die weg van liefde wat leeg maak. Maar hier is die ding, die afwaartse weg begin nie by jou wat dien nie, dit begin deur jy wat deur Jesus gedien word. En baie van ons weerstaan dit sterker as wat ons eers besef. Want kom ons wees eerlik, dis eintlik ons hierdie. Ons het identiteite gebou daarop dat mense ons moet nodig hê, eerder as om bloot geliefd te wees. Ons wil eerder nuttig wees as kwesbaar, want nuttigheid hou ons in beheer, kwesbaarheid plaas ons in sy hande. Ons sal eerder iets namens Jesus wil lei of doen, as om deur Jesus gestroop te word. Ons sal eerder iemand anders se voete was, as om hom toe te laat, om aan die dele van ons lewens te raak, wat ons eerder sal weggesteek wil hou. Maar die vertrek ruik na stof en sweet. En daar's nie die gewone persoon wat gaan voete was nie. Die waskottel is nog leeg. En dan staan Jesus op. Johannes 13. Hy het toe van die tafel af opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek gevat en het om hom vasgebind. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en af te droog met die doek wat om hom vasgebind was. Hy kom toe by Simon Petrus wat vir hom sê, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie, maar wanneer alles verby is, sal jy dit verstaan. En Petrus se onmiddellike reaksie was, U sal tot in ewigheid nooit my voete was nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Petrus vra Jesus toe, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. As jy my nie toelaat om jou voete te was nie, het jy geen deel aan my nie. Daar word nie gesê, as jy my nie dien nie, maar as jy my nie toelaat om jou te dien nie, om jou te was nie. Voordat ons besluit of ons hom gaan toelaat om ons te was, moet ons dalk eers die vraag vra, wie is die een wat hier voor ons kniel? So die eerste uitnodiging is, sien hom. Johannes 13 vers 13 tot 14, julle noem my leermeester en Here en tereg so, want ek is dit, as ek dan wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het. Hierdie is nie 'n mak en saggiese godsdienstige figuur wat 'n simboliese gebaar maak nie. Hierdie is die seun van God, die Messias, die koning, die een deur wie alle dinge gemaak is, die een wat sterrestelsels in wording gespreek het, en hy hou nou mensevoete in sy hande. En dit is nie die nuwe manier van optree vir God nie. God dien nog altyd in liefde. Hy dien die skepping deur dit in stand te hou. Hy hou alle dinge selfs nou nog by mekaar. Hy dien die mensdom deur mens te word, om te leer, om te lei, om te openbaar en om te red. En dan binnekort in die weke wat voorlê, dink ons daaraan dat hy ons dien op die duurste manier moontlik, deur sy dood. Die handdoek en die waskottel is nie 'n buitekarakter systappie van wie God is nie. Dit is 'n openbaring van wie hy nog altyd was. Dis nie 'n kamstig of 'n aangeplakte nederigheid nie. Dit is nie nederigheid om goed te lyk nie. Dit is krag, mag wat kies om te kniel.
Dink saam met my. As Jesus bloot saggies was, sou dit oulik gewees het dat hy voete was, dierbaar. Maar omdat hy Here is, Seun van God en Heer oor alles, is dit skokkend wat hy doen. Die een wat elke reg het om te eis dat almal hom vereerlik, kies om neer te daal. En in hierdie paradoks ontdek ons wie Jesus werklik is. As hy net 'n nederige dienende God sonder krag was, sou hy soos 'n versorger wees, wat langs jou hospitaalbed sit, en jou hand vashou, en mooi praat. Maar hy het geen medisyne en geen vermoë om te genees nie, vertroostend, teenwoordig, sag, maar nie in staat om te red nie. En as hy net 'n magtige God sonder nederigheid was, sou hy soos 'n heerser in 'n hoë toring wees, wat al die medisyne, al die hulpbronne en al die gesag het, maar wat weier om af te kom na die siekes toe. Krag sonder liefde. Maar in Jesus kry ons nie sentimentaliteit of net dat hy domineer nie. Ons kry die geneeser wat elke mag het en steeds by die bed kniel. Ons kry krag wat kniel, gesag wat dien, liefde wat red. En wat dit beteken is dat wanneer hy voor jou kniel, word jy liefgehê deur die kragtigste werklikheid in die heelal. En dit stel dalk 'n sekere manier van dink en voel in ons bloot. Ons gee nie om vir 'n nederige Jesus nie. Ons raak baie gemaklik met liewe, oulike Jesus. Maar ons sukkel met 'n magtige Jesus wat homself verneder. Om te erken wie dit is wat jou dien, is om toe te laat dat jou hele raamwerk van status en beheer in mekaar stort. Die grootste bedreiging vir jou pad saam met Jesus is dalk nie jou sonde nie, dis dalk jou krag, jou bekwaamheid, jou selfvergenoegsaamheid, jou vermoë om te funksioneer sonder om genade nodig te hê. So dan, wanneer jy eers besef wie voor jou kniel, is die vraag nie meer, wat moet ek doen nie? Die vraag word, sal ek hom toelaat om my so lief te hê? Om hom te sien alleen is nie genoeg nie. Nou moet ons besluit of ons bereid is om te ontvang. Die uitnodiging, ontvang sy liefde. Jesus se liefde lei jou nie na skuldgevoel en skaamte nie, dit lei jou na nederigheid weens genade. Want dit is nie, sy liefde is nie 'n transaksie nie. Dit is nie 'n balansstaat of 'n weegskaal nie, en dit veroordeel nie. En teorie of bloot kopkennis gaan jou nie voorberei vir die afwaartse weg nie, maar 'n ontmoeting met hom sal. Jy kan nederigheid verstaan en steeds hoogmoedig bly. Jy kan oor genade preek en dit nooit ontvang nie. Maar wanneer hy voor jou kniel en jy weet wat in jou hart gaan en hy weet wat in jou hart aangaan en hy bly daar, dan breek iets oop. Kyk na die vertrek. Sover as wat ons weet, was Jesus al die disippels se voete. Judas is daar. Jesus was die voete van die man wat hom in die openbaar gaan verraai en aan die dood oorgee. So hier is die vraag. Wanneer was jy al Judas? Wanneer het jy aanbid terwyl jou hart gebuig het voor geld, voor mense se goedkeuring, voor sukses, voor beheer? Wanneer het jy jou afgod gekies en steeds aan die tafel kom sit? My default is om sommer dadelik hier na skuldgevoelens toe te gaan, selfs selfverwyte of skaamte, maar moenie daarheen gaan nie, moenie na skuld toe gaan nie, gaan na liefde toe. Die rou werklikheid van 'n liefde wat nie goedkoop is nie. Hoe voel dit om totaal, volledig, onherroepelik liefgehad te word terwyl jy hom verraai? Het jy al ooit sulke liefde geken? Dit is oorweldigend. En dan Petrus, die voorbeelddisipel, die sterk een, die loyale een, die een wat altyd reg staan met 'n antwoord. Niemand sou ooit kon dink Petrus sou die een wees wat sê hy ken nie vir Jesus nie. Niemand sou verwag Petrus sou wegdraai van Jesus toe Jesus 'n vriend so desperaat nodig gehad het nie.
So wanneer was jy al Petrus? Wanneer het jy gesê, Jesus, ek sal u oral volg, maar net nie daarin nie. Nie in daardie kwesbaarheid in nie in daardie oorgawe in nie. Elkeen van die disippels wie se voete gewas word in hierdie geleentheid, sou Jesus in die dae wat volg diep seermaak. En tog was Jesus steeds hulle voete. Almal van hulle. Die verraaier, die verlonaar, die weglopers. Dit is 'n liefde wat ons nie self kan vervaardig nie, wat ons net kan ontvang en net by hom kan leer ken. En ons leer en beleef dat sy liefde genoeg is vir daardie Judas en Petrus seisoene en oomblikke in jou lewe. Hy kniel steeds. Hy raak steeds aan dit wat vuil en stikkend is. Hy sê steeds, jy het deel in my lewe, jy het deel in my. Nou wil ek jou vra, dink jou in, nie aan die disippels nie, jy. Jesus kniel voor jou. Hy kyk op, nie by jou verby nie deur jou nie, maar vir jou. Hy sien waar jou voete gestap het die laaste ruk. Hy ken die paaie wat jy geloop het, die plekke waarop jy trots is, ja, maar die plekke waarvan jy nie eers die naam wil noem nie. Die kompromieë, die ongemaklike selfs verkeerde onderhandelinge, die oomblikke van vrees, die verraad, die selfbeskerming ten alle koste. En die vuilheid wat daar versamel het op jou voete is nie vir hom walglik nie. Dit sit hom nie af nie. Hy deins nie terug nie. Hy weet, hy sien alles en hy was jou. Stadig, doelgerig, met volle bewussyn van wat in jou lewe aangaan. En hy doen dit nie om jou te verneder nie. Hy doen dit nie om jou bloot te stel nie, maar om vir jou te sê, jy het deel aan my. Hier is 'n identiteit, jy deel in my lewe, hier is vir jou iets wat jy net by my kan kry. Bly vir 'n oomblik daar. Moenie daarby verbyjaag nie. Laat toe dat hy jou was. Om so liefgehet te word, breek ons verdedigingsmeganismes af en vorm ons in die postuur wat nodig is vir die afwaartse weg. Want om so liefgehet te word, los jou nie dieselfde nie. Wanneer jy deur Jesus gedien word, kan jy nie meer vir status leef nie. Wanneer jy deur Jesus gewas is, kan jy nie meer voorgee dat jy eintlik uit eie krag 'n werklike, sinvolle lewe kan leef nie. Sy liefde troos jou nie net nie, dit verander jou en dit maak jou vry. So laat sy lewe in jou sigbaar word. Jesus sê dan in Johannes 13, so moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit sou sin gemaak het, as Judas die voete was teëgestaan het. Hy kon gesê het, weet jy wat Jesus, ons weet albei waarmee ek besig is, kom ons gee nie voor nie. Maar Petrus, passievol, ywerig, all in, waarom weerstaan hy dit? Want om gedien te word, is om beheer te verloor. Om gedien te word, is om behoefte te erken. Om gedien te word, is om Jesus toe te laat om die verhouding te herdefinieer. Dalk wil Petrus die sterk een wees, die loyale een, die een wat 'n goeie indruk maak, die onmisbare een wees. En Jesus sê, as jy my nie toelaat om jou te was nie, het jy geen deel aan my nie. Hy sê, jy kan nie soos ek wees as jy my nie wil ontvang nie. As jy my nie toelaat om jou te dien nie, sal jy nie deel hê aan my nie. En as jy deel het aan my, sal jy word soos ek is. En as jy word soos wat ek is, sal jy kan doen wat ek doen. Jesus sê, julle noem my leermeester en Here en julle is reg, nou dat ek julle Here en leermeester julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. En dit is waar die afwaartse weg 'n lewenswyse word. Maar let op die volgorde. Dit is hoe die lewe van Jesus beweeg, ontvang, word, doen. Dis die sirkel van genade. Identiteit,
die Here se sorg en onderhouding, en dan betekenis en vrug in jou lewe. Ons ruil dit om en raak vasgevang in 'n sirkel van werke, en miskien is dit wat Petrus gedoen het. Ons doen om te word, sodat ons dalk kan voel ons behoort en hopelik dan iemand is. Maar dis nie die weg van Jesus nie. Dit is angs wat as gehoorsaamheid opgemaak is. Maar die afwaartse weg is presies die teenoorgestelde. Dit is Filippense 2. Hy het nie vasgehou nie, hy het homself leeggemaak. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en hy het afgegaan. En dis nie bloot poesie nie, dit is 'n leefstyl waarna ons genooi word. En dit beïnvloed jou kalender, jou bankrekening, die manier hoe jy konflik hanteer, jou leierskap, die rolle wat jy speel. En dis nie as 'n vertoning nie, nie as 'n mooi prentjie nie, nie as 'n geestelike bemarking nie, maar as 'n lewenspatroon waar krag kniel, waar status prysgegee word, waar liefde eerste beweeg en waar ons dien selfs wanneer dit ons kos. Dit lyk dalk soos om die stadiger pad te kies wanneer spoed jou waarde sou bewys. Of om die waarheid te praat wanneer dit jou posisie verswak. Dit lyk dalk soos om te ontdek dat liefde groei waar beheer sterf. So hier is die uitnodiging, maar ook die konfronterende besef. Ons moet ophou probeer om soos Jesus te dien, sonder om Jesus toe te laat om ons te dien. Hou op om nederigheid as 'n karakter te speel en ontvang werklik genade. Hou op om die verhouding te probeer beheer en laat hom toe om aan die plekke te raak wat jy wegsteek. Want tensy hy jou was, jou vrymaak, het jy geen deel aan hom nie en kan jy nie doen wat hy jou nooi om te doen nie. Maar as hy jou was, sal jy sal kan die lewe leef waartoe hy jou nooi. En dan stadig maar seker sal jou lewe na syne begin lyk. Jy sal kan kniel soos hy gekniel het. Jy sal leeg word, nie omdat jy moet nie, maar omdat jy liefgehê is. So moenie vinnig oorgaan na die volgende ding nie. Vat eers vandag 'n stil oomblik en sien hom wat voor jou kom kniel. Laat hom toe om te raak aan dit wat jy wegsteek. En moenie die gesprek volmaak net met woorde en praat nie. Ontvang net eers. Mag ons vandag met passie en met dringendheid vir Jesus sê, soos wat Petrus gesê het, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoe jy ons ontmoet en hoe jy ons leer wat hierdie liefde beteken en wat dit in ons lewe kan doen. Dankie, Here, dat U ons herinner wie U is. En dit is groter as wat ons kan verstaan. Maar ons bid dat U ons naby sal trek, dat ons dit kan beleef, dat ons U kan beleef. En Here, kom doen die werk in ons lewens. Kom help ons om oor te gee. Kom help ons om toe te laat dat U ons kom was, sodat ons kan word soos wat U is, sodat ons kan doen wat U doen. Here, lei ons op hierdie afwaartse weg. En laat ons vertrou. Heilige Gees, kom dra ons en kom hou ons. Wanneer ons bang is, wanneer ons angstig is, wanneer ons weerstand bied, kom help ons. En Here, laat ons lewens, wat deur U getransformeer is, wat deur U vrygemaak is, laat daardie lewe wat U vir ons gee, vrug dra en U verheerlik. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus sy Seun, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly by ons elkeen. Amen.